ek hoop regtig dat jy vanoggend die hart van die Here saam met my sal hoor. Die tema vanoggend, ergens tussen nêrens. Ergens tussen nêrens. Het jy al ooit in jou lewe in die kar geklim en iewers heen gery en op 'n punt kyk jy om jou en jy het nie 'n cooking clue waar jy is nie? Is daar van julle of is dit net ek? Nou my vrou het dit al mooi aanmerk en ek is kaartdom. Ek is rigtingsbeduiweld en ek moet eerlikwaar vir jou sê, as ek nie die GPS aansit nie, is ek verdwaald. Gisteroggend klim ek in my kar en ek ry Casalingas toe. 15 minute van my huis af. En ek sit die GPS aan en my seun vra vir my, "Pa, weet jy nie waar's Casalingas nie?" Ek sê vir hom, "Ek weet waar's Casalingas. Ek wil net seker maak ek kom in tyd daar." Jy sien, kind van die Here, ek wil vanoggend met jou praat oor die tema ergens tussen nêrens, want iets gebeur in die lewens van die kinders van die Here, wat maak dat ek en jy soms vir 'n wyle ons hart aan die Here gegee het, ons het ons harte oorgegee, ons het bekeer, maar dis asof ons in 'n gat val, asof ons lewens daar gaan vassit. En ek hoop vanoggend hoor jy die hart van die Here, want jy sien, kind van die Here, daar is moontlik 'n trifecta, 'n 3-punt driehoek wat jou uitmekaar het probeer trek in alle rigtings, wat maak dat ek en jy nie die veranderde lewe leef wat God oor ons lewens losgemaak het deur sy genade nie. Toe ek en jy ons harte vir die Here gegee het, maak die Here 'n nuwe mens in ons. Maar iewers val ons vas, ergens tussen nêrens. En as jy jou skrif hier het, wil ek graag vra dat jy solank jou woord oopmaak by Handelinge, hoofstuk 3, en ons begin by vers 17. Handelinge, hoofstuk 3, vanaf vers 17. En jy moet vir my sê as ek op julle skree vanoggend. Okay, daar in die cheap seats agter, as ek skree moet julle sê Hawkeye, of ten minste net so maak. Ek lees vir ons uit die woord uit die 2020 vertaling uit die heilige woord van die Here, en ek wil hê ons moet vanoggend mooi saam luister na wat die Here vir ons hierso sê. Ons val hier in die hartjie van die Pinkster uitstorting. Ons sien dat die Heilige Gees is uitgestort, die disippels is met krag bevestig, en voor die groot wonderwerke en al daai dinge begin, beleef die mense om hulle iets anders in die lewe van hierdie disippels. Iets vreemds het gebeur en hulle begin vra, wat gaan aan? En ek sou nogal gedink het, die beste manier om daai vraag te beantwoord is om vuur uit jou hande uit te laat kom, of iets van die hemel af neer te roep, of net vir mense te wys hoe die aarde hulle insluk. Dit mag dalk op daai oomblik die grootste openbaring van krag wees. Maar nee, ons sien Petrus staan op en hy begin praat met die mense om hulle, en hy vertel vir hulle van Jesus Christus, en hulle kom tot die konklusie, dit wat hy sê is waar, hy deel met hulle die goeie nuus, en hulle vra vir hom, wat moet ons doen? Hoor wat sê die woord van die Here vir ons hier, so wat sê Petrus? En nou broers, ek weet dat julle uit onkunde opgetree het, soos ook julle leiers, maar op hierdie manier het God in vervulling laat gaan, wat hy vroeër by monde van al sy profete aangekondig het, naamlik, dat sy Christus sou ly. Bekeer julle en draai terug, sodat julle sondes uitgewis kan word. En vanaf die Here selfs tye van verkoeking aan kan breek. En hy die Christus wat vir julle aangewys is kan stuur, naamlik Jesus. Die hemel moet hom verwelkom tot op die tyd van die herstel van alle dinge, waarvan God lank gelede by monde van sy heilige profete gepraat het. Hy begin om te sê, nuwe gebore kind van die Here, jy wat die boodskap gehoor het, jy moet begin met 'n daad. Daar moet iets in jou lewe gebeur, en hy gebruik die woord, bekeer julle. Nou ons praat nie baie van hierdie woord mee in kerkie nie, want vir party mense is dit natuurlik 'n tema wat ons bitterlik ongemaklik maak. Maar jy sien, kind van die Here, wanneer ons begin kyk na wat hierdie woord beteken, is daar vir ons elkeen 'n waarskuwing en 'n motivering in. Want jy sien, wanneer ons daadwerklik bekeer, en dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, dit is iets wat ek en jy elke dag kan doen, kom daar 'n verandering
plaas, 'n verkoeking wat jou lewe gaan verander. Ja, maar pastoor, ons is mos nou almal hier klaar bekeer. Jy preek, hoe sê jy preek vir die bekeerling mos. Is dit nie, is dit die uitdrukking wat ons gebruik? Jy preek dan vir ons wat ons harte vir die Here gegee het. Ek wil jou vanoggend eintlik net vra, voel dit vir jou asof jy jouself bevind iewers eers tussen nêrens in jou geestelike lewe? Het jy al vir baie jare die pad met die Here gestap, maar dit voel vir jou maar nog dieselfde? Of seker 'n beter toets is, as ek julle almal nou moes optel en julle in die middel van 'n rugby stadion gaan neersit tussen 'n klomp skare, sal ons anders lyk, anders klink, anders optree, anders lief hê. Kom ons kyk gou na hierdie woord bekeer. En die maklikste manier om die woord te gebruik is om te gaan kyk wat sê die oorspronklike taal van, en wat lekker is vir die Amplified Bible, hy het sommer klaar dit vir ons uitgelê. Die Amplified sê die volgende, hy sê, so they went out and preached that men should repent. Repent beteken think differently, recognize sin, turn from sin and live changed lives. Think differently, recognize sin, turn from sin, live differently. A changed life. So jy sien, God het ons geroep en ons bestem om 'n veranderde lewe te leef. En maak nie saak wat ek en jy vir mekaar vanoggend sê nie, ons moet eintlik in die spieël kyk en vir onsself die vraag vra, wanneer mense na jou en my kyk, lyk ek en jy anders as toe ons begin het met ons verhouding met die Here? Het daar verandering plaasgevind? Nou, dis nogal eintlik snaaks, want in Romeine 8 vers 28 sê die woord vir ons spesifiek, ons is bestem om gelykvormig te word aan die beeld van Jesus. Ons sien in Romeine 12 sê ons moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. 2 Korintiërs sê vir ons dat ons word na dieselfde beeld, naamlik Christus Jesus, verander van heerlikheid na heerlikheid, soos afkomstig van die Here deur sy Gees. Ek en jy moet vanoggend die vraag vra, hoe lyk ons bekering vandag? Ek het julle gesê die nuwe vennote gaan dalk wil draai of braai vanoggend. Ek bedoel draai of hardloop. Want jy sien, kind van die Here, ek wil vanoggend vir jou kom bemoedig en sê, hoe lyk jou in my lewe? Hoekom is baie wedergebore kinders van die Here nog steeds amper in presies dieselfde plek of miskien net 5 centimeter verder in hulle geestelike ontwikkeling dan die dag toe hulle harte vir die Here gegee het? Die probleem is ek is nie meer jonk nie, ek word ouer. En hoe meer ek na my lewe kyk, hoe meer kom ek agter, Jesus, maar daar's 'n paar dinge wat ek kan nie glo ek nog steeds in my lewe saamsleep nie. Hoekom vind ek myself nog steeds tussen eers en nêrens met my geestelike ontwikkeling nie? Miskien het ons gestop by genade. Ek sê dit weer, miskien het ons gestop by genade. Die Here het my sonde vergewe, genade is oor my, ek is 'n wedergebore kind van die Here. Okay, la. Jy sien, as die Heilige Gees in jou kom woon, wil hy jou lewe aanraak en hy wil jou verander om soos Jesus te word. Maar ek en jy moet erken vanoggend, die Heilige Gees forceer hom nie in en oor jou lewe nie. Dis 'n samewerkingsooreenkoms tussen julle twee. Ons as mens bevind onsself in moontlik een van 3 toestande. Dr. Bruce Wilkinson stel dit so baie mooi in sy reeks van Consecration. Jy sien, daar's die natuurlike persoon, die natuurlike mens, jy ken nog nie die Here nie, jy het hom nog nie aanvaar nie, sy woord beteken vir jou niks, sy gees spreek nie in jou hart nie, jy het nog nooit besluit om Jesus jou verlosser en saligmaker te maak nie. Dan is daar 'n oomblik wanneer jy besluit om Jesus as jou verlosser aan te neem en jy bekeer, jy draai tot Jesus, jy neem hom aan, hy was jou sonde vry, sy gees kom woon in jou. En dan is daar hierdie fase van 'n natuurlike mens wat oorgaan na 'n vleeslike mens. Het jy dit al agtergekom? Wanneer jy besig is, jy sê ek's 'n wedergebore kind van die Here, maar dis asof daai ou natuur nog vaskleef aan jou lewe.
Daai ou maniere, daai ou denke, daai ou sondes, daai ou gewoontes, hulle sit nog daar binne iewers vas. En hierdie proses vanaf hierdie vleeslike mens na 'n geestelike mens, is die proses van heiligmaking, terwyl die Here ons begin verander om soos Jesus te lyk. Maar hier is waar ek dink ons die probleem bevind. Nou toe ek hierdie woord so lees, toe begin die Here my kindstyd na vore bring. Vir die van julle wat groot geword het in die 1990s en op pad na die 2000s, jy sal weet, in die dag op TV was daar nie baie dinge om te sien nie, maar as jy DStv gehad het, Mnet nee, DStv, dan het jy in die middel van die dag, terwyl jy eksamen moes skryf, het jy History Channel gekyk. Nou History Channel het nie genoeg inhoud gehad van die geskiedenis nie, want die geskiedenis is net so lank. Toe begin hulle goeders tussen inbring, sci-fi. Wie van julle onthou sci-fi op die History Channel? Daar het ek geleer van wat is 'n Yeti of 'n grootvoetman. Ek het daar geleer van UFO's en ek het geleer van die Bermuda Triangle. Wie van julle het al van die Bermuda Triangle gehoor? Julle, ek dink ons het 'n foto van hom. Daar's 'n kaart, 'n geografiese kaart op die skerm. Die Bermuda Triangle is hierdie geografiese area op 'n kaart tussen Bermuda, Miami en Puerto Rico. En in hierdie geheimsinnige driehoek gebeur die vreemdste dinge. Skepe raak weg, vliegtuie kom nooit aan die ander kant uit nie. Skepsvaders wat dit dalk al bietjie deur dit genavigeer het, vertel van vreemde dinge wat daar binne gebeur. Julle, nou as 'n kind is dit vir my die interessantste gedagte. Wat is dit? Wat gebeur daar? Is daar monsters? Is dit elektromagnetiese velde? Is daar 'n gat in die middel en almal val daar binne? Is dit waar die regering besig is met geheimsinnige eksperimente? Wel, dis wat hulle als op die program natuurlik oorweeg het. Maar jy sien, hier is nie 'n vreemde plek nie, inteendeel, Christopher Columbus was die eerste een wat in 1492 neergepen het toe hy deur hierdie area vaar. Toe beleef hy iets vreemds, sy kompasinstrumente het begin rigting verander. Daar was iets wat 'n invloed gemaak het, wat sy reguitlyn van vaar beïnvloed het, en hom begin trek het in alle rigtings. Hy verduidelik ook verder, daar was iets wat hy genoem het, 'n onverklaarbare groot vlam in die see. Party mense reken dit was dalk 'n asteroïde wat die water getref het, ek weet nie. Maar jy sien, eintlik, wat baie mense sal verbeel, is daar's 'n groot gat in die middel. 'n Groot holte. Gaan vir my gou na die volgende slide toe leen. Dit lyk iets soos dit. Almal om vaar op pad soontoe en dis asof die ding jou intrek en jou nie toelaat om weer te gaan in jou eie rigting nie. En daarom het die Here met my begin praat oor hierdie bekering en die gedagte, hoe is dit ons vasgevang word en hierdie karnale mens, hierdie vleeslike mens, tussen die ou mens en om te leef in die genade van die Here soos wat God ons as geesmens geskaap het. Wat gebeur hierso? En die Here bring my by bekering. En hy vra vir my om met jou en met myself te praat en die vraag te vra, hoe lyk jou stand van bekering? Hoe lyk jou gedagtes? Hoe lyk jou gedagtes of jou mening oor sonde en hoe lyk jou dade aangaande die dinge? So ek wil weer eens net op die skerm plaas, ons het ons natuurlike mens, ons het ons vleeslike mens wat die Here geleer ken het, en dan het ons geestelike mens, en dan kom saam met hierdie drie elemente, 'n driehoek by, die Bermuda Triangle van die gees. Kom ons sê, ergens tussen nêrens, die plek waar ek en jy vasgevang word in ons lewens. So kom ons dink gou-gou hieroor. Jy sien, die woord sê, as ons harte tot die Here gee en ons bekeer, dan gaan daar 3 dinge gebeur. En die resultaat daarvan is 'n veranderde lewe. My denke gaan verander, my opinie oor sonde gaan verander, en hoe ek met sonde werk gaan verander. En daarom begin ek vanoggend met dink anders. Jou denke is bitter belangrik. Dit is die formeringsplek van hoe ek en jy optree en wat ons doen, ons besluitneming en ons verhoudings.
En wanneer ek en jy ons hart vir die Here gee, moet ons besef, die wêreld het al daai tyd voor dit en selfs nou nog in jou hart en gedagtes geplant wat nie in lyn is met die wil en die weë van die Here nie. Amen. Beleef jy dit nog steeds soms? Ek het nou reg teenoor iemand bely, wanneer ek regtig op 'n slegte emosionele plek is. Nou is nou 'n veilige plek hier. Julle is veilige mense, nê? Nou, as tiener het ek probeer rook. Maar ek kon nie die smaak van asbakkie uit my mond uit manage nie. Soos ek geruik het, so het ek geproef. Selfs al was dit my ma se Wouk Slims. Maar as volwasse kind van die Here, wanneer ek regtig emosioneel af is, dan kry ek lus vir 'n sigaret. Nou moet julle verstaan, ons praat al van amper 30 jaar later. En nee, ek rook nie. Maar dit is asof die vlees in my, daai gedagte van my kindstyd, wil opspring en sê, hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Dink gou mooi, die woord sê vir ons in Romeine 12:2, ons moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar ons moet verander word deur die vernuwing van ons denke. Ons moet verander word deur die vernuwing van ons denke. Wie is verantwoordelik vir die vernuwing van jou denke? Gaan dit met osmose inkom? Soos my kind se leerwerk soms? Ek en jy in ons bekering, samewerkend met die Heilige Gees, het die verantwoordelikheid om ons gedagtes te verander, deur dit te vernuwe. En hoe vernuwe jy gedagte? Jy vat dit wat verkeerd is, jy haal dit uit, en jy vervang dit met dit wat goed en reg en edel en mooi is. Hoekom? Want jou interne wêreld en hart word bepaal deur jou gedagtes. Hoe vorm ek hierdie nuwe gedagtes? Ek begin met die woord van God. Ons begin deur die woord van God te ken en te vertrou en te glo en toe te pas. Want die wêreld gaan vir jou 'n ander ding gee in steede van die woord van God. Die wêreld gaan jou probeer kry om ander gedagtes te hê in plek van die woord van God. Tweedens moet ons besef dat wanneer ons hierso besig is met ons denke te verander en die woord van God kom in, dan moet ons ook begin luister na wat God se Gees vir ons sê. Die woord sê die Heilige Gees gaan jou lei. Hy gaan vir jou sê wat om te doen. Hy gaan die woord van God tot herinnering bring. Kind van die Here, daai interne stem wat al hoe harder begin skree wanneer jy in verhouding met die Here is, luister daarna. Die Here wil jou interne mens verander. Want een van daai pole wat jou in die middel van Bermuda hou, een van daai pole wat jou trek dat jy tussen ergens en nergens is van jou ou gedagtes. Amen? Is dit so? Jy weet hulle reken dat wanneer jy jouself afbreek in jou gedagtes, die stem wat jy hoor is eintlik die stem van jou ouers baie keer. Jy's useless. Jy gaan nooit iets reg kry nie. Verder sê die woord, ons moet ons gebedslewe beoefen. Dis 'n keuse. Hoe meer ek praat met die Here, hoe meer praat die Here met my. En hoe meer hy met my praat, hoe meer verander hy my. Hoe meer transformeer hy my gedagtes. Amen. En dan laastens, lief disippelskap uit. Vind kinders van die Here saam met wie jy hierdie geloofspad kan stap. Praat met hulle, deel met hulle, vertel hulle van jou uitdagings. Hulle gee vir jou wysheid deur die Gees geopenbaar en jy deel met hulle wanneer hulle tekortkominge het. Ons bou mekaar op, ons stig mekaar, ons help mekaar. Halleluja. Ek weet in myself nou hierso haas. Ek sien ek het 'n lang preek voorberei. Hoekom? Maar Jakobus 5:16 sê hierdie vieslike woorde. Maar is so mooi. Bely julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar. Hoekom? Sodat julle gesond kan word. Wat dit impliseer is, sondes maak ons siek. Jy sien, daar's 3 toestande in ons lewens. Natuurlik, vleeslik en geestelik. En hierdie 3 toestande vra van ons aksies. 4 aksies. Ons moet anders dink, ons moet ons sondes erken en ons moet wegdraai van die sondes af. Dit was die denke. Kom ons praat oor die erkenning. Kind van die Here.
Wie het groot geword dat sekere goeders was bestempel as sonde. Maar nou is dit algemeen aanvaarbaar. Ja? Ja? Toe ek groot geword het, in meeste huise, om op 'n Sondag te raas, was sonde. Dis die dag van rus en vrede vir die Here. Vandag hanteer ons Sondag soos net nog 'n dag. Ons maak hom vol met allerlei aktiwiteite. Ek sê nie dis sonde in die woord van die Here nie, maar ek sê vir jou, kind van die Here, ons kan nie net op een hand nie op twee hande nie. Ek dink ons kan boeke skryf van dinge wat sonde was, wat samelewing begin sê het is oukei. En ek en jy moet dit begin erken. Hoekom? Want hierdie sondige aksies en gedagtes beïnvloed jou verhouding met God, dit beïnvloed jou gedagtes, jou woorde, jou dade, jou ingesteldheid en jou geestelike kondisie. So ek gaan vir jou 5 moeds en 3 moeds gee. 5 moednies en 3 moeds gee. Kan jy dit gou vat? Kan ek dit vinnig vir jou gee? 5 moedsnies. Moedsnies. 1. Moenie sonde regverdig nie. Ja, maar pastoor, jy weet ek was bietjie laat vir die werk, so ek moes so klein bietjie gejaag het, né? Wat sê die woord? Jy moet die wette van jou land gehoorsaam, het jy gejaag? Ja, het jy dit oorskry? Ja, was dit verkeerd? Ja, is dit sonde? Ja. Wat doen jy? Ek regverdig dit. Ag, dis mos nie so bad nie. Ag, almal doen dit. Jy vergelyk jou sondes met 'n paar mense. Man, pastoor, weet jy wat? In vergelyking met die ouens wat ek ken, hierdie is nou nie so bad nie. Dis klein sondetjies. Kleintjies. Ek meen, jy weet pastoor, daar's ouens wat mense doodmaak en geld steel. Ja. Dit maak dit nie meer of minder reg dit wat jy doen nie. Erken hierdie goeters. Eerstens, moenie sonde regverdig nie. Moenie 'n rede soek hoekom jy dit kan doen nie. Tweedens, moenie sonde ignoreer of miskyk nie. Daar's iets in my huis wat gevaarlik is en dit is 'n koutjie pen sonder 'n proppie. Wie van julle klein kinders? Of al gehad? Jy stap deur die huis, jy sien die koutjie pen proppie op die vloer en jy stap net verder. Kunswerke teen die mure. In jou en my lewe is ons geleer deur hierdie wêreld dat ons moet net, weet jy wat, ag ignoreer dit net. Dis nie jy nie, dis nie jou mense nie, ignoreer dit net. Just ignore it. Moenie sonde ignoreer of miskyk nie. Dit is wat dit is. En dit stink. Moenie sonde verdra nie. Daar's 'n verskil tussen om iets te ignoreer en 'n ander ding om dit te verdra. 'n Ander om dit te verdra beteken eintlik jy weet dit is verkeerd, maar jy laat dit net toe. Just you do you, boo. You do you. In ons lewens leef ons in 'n kultuur waar daar nie meer so iets is soos absolute waarheid nie. Ons leef in ons eie waarheid. En dis teen die wil van die Here, want die Here sê my woord is waarheid. Amen. So moenie sonde verdra nie. Moenie sê dis oukei nie, moenie gemaklik raak met dit nie. En laastens, die laaste 5, moenie sonde vergelyk nie, ek het dit vroeër vlugtig genoem. Die oomblik waar ek en jy begin sonde vergelyk, groot sonde, klein sonde, raak my, raak ander, dan ieweslik word my sonde vir my aanvaarbaar. Sonde, vir die van julle wat nog steeds nie die definisie ken nie, dit wat teen die wil van die Here is. Hoor gou wat sê Mark Denver. Mark Denver is 'n teoloog en hy sê die ongelooflike, skrikwekkende woorde. Hy sê die volgende: when one generation tolerates sin, the next generation will celebrate that sin, and the next generation, the one after that, won't know that it was sin. Waar sit ons vandag? Ek wil vir jou sê, ons is al baie naby aan die 3de generasie. Nadat God en Christus uit skole en hoofstrome uit ons wêreld en uit ons regerings en uit ons prosedures en prosesse en bymekaarkomste gehaal is daar 'n 3de generasie wat groot word, waar sonde aanvaarbaar is. Hulle sal nie eers weet dit was sonde nie. En dit moet by jou en my stop. So weer eens, ons het 3 toestande. Natuurlike mens, vleeslike mens en geestelike mens. Ons is hier in die middel van die Bermuda Triangle. Ons is besig om te bepaal, wat maak dat ek en jy nie op koers kom nie. Miskien is dit jou gedagtes moet verander, of miskien moet jy een van hierdie 5 moednies uitleef. Wat moet jy dalk doen? Jy moet wel weet wat is sonde, en dit kry ons uit die woord uit. Jy moet jou sonde bely teenoor die Here, is dit nie belangrik nie?
My kinders is nou op daai ouderdom waar as hulle mekaar bietjie kan klap agter mamma en pappa se rug, is dit oukei. Tot iemand skree. Wat doen ons? Ons sê, wie het dit gedoen? Wat het gebeur? En ons forceer ons kinders om te bely. Om te sê, het was ek. En ons moet ons aandeel in ons sonde raak sien. Die derde deel van die driehoek sê, ons moet vanaf sonde wegdraai. Ek is amper klaar. Verander jou gedagtes. Erken sonde vir wat sonde is. En hierdie aksie vereis absolute toewyding van jou kant af. Draai weg. Draai om. Paulus beskryf die daaglikse en amper ewigdurende realiteit van sy eie menslike bestaan in Romeine 7. Hy sê die volgende, ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Dit wil sê, nie in my sondige aard nie, dit wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hy was bewus van sy menslikheid, hy was bewus van die sonde wat in sy lewe is, hy het dit erken, en hy het besef, dat as ek nie dit gaan vasgryp en iets omtrent dit doen nie, gaan dit hier bly. En ek dink partykeer, dis waar ons as kinders van die Here die ergste vasgevang is. Ons het genoeg kerk agter ons om te weet wat's reg en verkeerd. Ons het genoeg boeke en predikings geluister en gelees en gesien, om te weet my gedagtes moet verander, maar ons is net nie lus om die harde werk in te sit, van heiligmaking nie. Ons maak 'n compromise. Ons sê die volgende, jong, ek gaan dit net nie doen nie. Dit is te veel werk, dit is te veel moeite. Dit is nie lus nie. Dit was bedoel vir 'n ander tyd. Of tweedens, ons kies om iets anders te doen in steede van wat die Here vir ons gesê het. Dis soos in steede van om te leer, gaan maak die laaie skoon. Ek het dit gedoen as 'n tiener. My ouma intedeel het nogal gesê, as die son sak in die weste, is die leiaard op sy beste. Want ek het elke verskoning in die boek gesoek, om eerder iets anders te doen, as dit wat ek weet ek moet doen. Ons moet nie hierdie kompromie aangaan nie. Handelinge 3. Daar's 3 handelinge, luister gou weer, daar's 3 handelinge, wat ek en jy gaan uitvoer. Ons gaan ons gedagtes verander, ons gaan sonde erken, en ons gaan dan nou iets doen omtrent dit. Ek lees vir ons uit die skrif uit. Bekeer julle en draai julle om. Dis 'n keuse. Dit is by jou en my. Ek haas my. 1 Timoteus 6 sê, maar jy, o man van God, vlug weg van hierdie dinge af. Vlug weg. Petrus sê in sy brief dat die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek wie hy kan verslind. Wanneer laas het jy met 'n leeu gespeel? Ek weet nie, dies by die dieretuin lyk vir my 'n bietjie kalm, maar as hy daai poot so neersit, dan raak ek bang. As hier nou 'n leeu in hierdie kerk moet instap, ek praat nie van 'n rugby speler nie, ons het hulle ook al gesien. As hier 'n regte leeu moet instap, wie van julle gaan, hier kitsie. Nee! Julle sal so uit mekaar uitspat, jy sal net stoele sien en die groot mense gaan die kinders voor die ding gooi, want ten minste kan die kinders die ding besig hou of iets, ek weet nie. Jy gaan nie wag nie, jy gaan nie stil staan nie, en die Here sê vir ons in sy woord, wanneer kom by die dinge wat teen hom is, moet jy nie daarmee speel nie, jy moet van dit af wegvlug, jy moet die moeite insit en van dit af wegkom, anders gaan dit jou verslind. Die Gees gaan in jou 'n draai van begeertes bring, dat jy eerder wil doen wat vir die Here aanneemlik is. En dan laastens sluit ek af, en julle gaan my verskoon, ek gaan vir julle weer eens net daai een slide wys van die aksies en die driehoek. Ek wil jy moet vanoggend net weer vasvang. Dink, erken, draai en verander. Dit is wat jy gaan doen hierdie week. Jy gaan dink oor wat jy dink, jy gaan erken wat sonde is, jy gaan draai vanaf daai sonde af en jy gaan jou lewe sien verander deur die Gees. Maar jy moenie vasgevang bly in daai vleeslike mens siklus nie. As jy daai 4 dinge doen die week, gaan jy verseker sien hoe jou lewe verander. En natuurlik kan die wêreld vir ons ook soms bietjie wysheid gee. En ek gaan afsluit met 'n aanhaling van Amit Kalantri. Amit Kalantri. Hy is vir die van julle wat weet wat dit is, 'n mentalist.
'n mentalist is iemand wat liggaams maniere kan optel en vinnig kan bepaal, as jy senuweeagtig, hy sien jou microtics en hy kan dit ontbloot. Hy kom uit Indië uit. Maar hy het hierdie interessante woorde gesê, hy sê, finish the work. Otherwise, an unfinished work will finish you. Maak klaar met die sonde. Of die sonde gaan klaar maak met jou. Vind jy jouself ergens tussen nêrens? Vind jy jouself frustreerd, want jy is nog steeds op dieselfde plek, en vir jouself kry jy dieselfde dinge wat die Here jou van bevry het weer terug in jou lewe? Voel jy asof die lewe vir jou 'n sirkel is, asof jy net nie uit hierdie uitkom nie, en jy draai daar in die middel rond, asof 'n gat jou insluk? Verander jou denke. Erken wat sonde is in jou lewe. En draai van dit al weg. Vlug. Moenie dit plek gee nie. Samewerkend met die Heilige Gees is oorwinning vir jou en my en Jesus bevestig. Maar soos enige huis wat moet staan en vreugde beleef en vrede bring, is daar harde arbeid wat ingaan om die stene te lê sodat daai huis sy doel kan vervul. Mag jy jou instrumente draai op God. Mag jou kompas waar wees tot sy woord. Mag jou oë en jou ore oop wees om die lokval van die Satan te sien. En onthou die woord sê, selfs dan sal die Here vir jou uitweg gee, né? En mag jy in jou nie net die motivering bymekaar gee, maar mag die Here vir jou daai selfbeheersing gee, dat jy sal anders optree en oorwinning behaal oor dit wat Satan jou elke dag mee probeer vang. Kom ons sluit ons oë. Here, hierdie woord het vir 'n week en 'n half in my hart gebroei. En ek weet, U het eers met my gepraat. En terwyl ons as U kinders in 'n tyd leef waar die wêreld sy gedagtes en sy gewoontes en sy maniere in ons lewens inforceer, Here, wil U Gees vanoggend kom en ons lig uit dit uit en ons herinner dat U is met ons, U vernuwe ons denke, deurdat ons U woord en die Gees toelaat, kom maak U ons denke nuut en vars. Om soos U te word is ons voorbestem, Here. Hierdie Gees kom herinner ons om sonde te erken vir wat dit is en waar dit is, dat ons nie 'n blinde oog daarvoor sal draai nie, dat ons nie sal ignoreer of sal goed praat of sal toelaat nie, Here, nee, maar wanneer ons dit sien, wanneer dit aan ons deur kom klop, wanneer dit in ons hand wil staan, wanneer ons dit in ons lewens beleef of daarna neig, Here, dat ons dit nie sal duld nie, maar dat ons nie gemaklik sal raak daarmee nie, dat ons nie sal innooi in ons huis nie, dat ons nie sal speel met hierdie duiwelse leeu nie, nee, Here, maar dat ons iets sal doen omtrent dit, dat ons sal draai en vlug, dat bekering 'n daaglikse aksie sal wees in ons lewens. Nie 'n bekering tot verlossing nie, want dit het U vir ons gegee die eerste keer wat ons U aangeneem het as ons verlosser en saligmaker. Nee, 'n daaglikse bekering in ons beste vermoë om heiligmaking na te streef, om soos Jesus te word. Dit is wat U ons voorgeroep het. En ek dank U, Here, dat ons vanoggend hierdie diens kan afsluit, bemoedig, gewaarsku en geïnspireer om 'n lewe te leef van geestelike volwassenheid en uit te breek uit dit wat ons gevangene hou van die volheid wat U vir ons bestem het. Vir jou vra as jy vanoggend voel, jy is vasgevang in iets soos dit. Net daar waar jy sit, ek wil jou nie ontbloot en vra om vorentoe te kom nie, maar wil jy nie net daar vir 'n oomblik in hierdie stilte, in die Gees of in jou hart jou hand opsteek en sê, Here, dis ek daai.
En ek wil nie meer nie, ek kan nie meer vasgevang word tussen hierdie punte van my lewe wat maak dat dit nêrens heen gaan nie, dat my geestelike lewe stagneer, dat ek verlore raak tussen my gedagtes, of dit wat ek dink is aanvaarbaar, of my lamgeleeheid om iets omtrent dit te doen. Here, ek wil U gelukkig maak, ek wil U hart aankleef, ek wil U gees gehoorsaam, ek wil U woord doen, ek wil vir U 'n getuie wees, ek wil my lewe ten volle laat beheer deur U. Here, ons offer ons lewens as 'n lewendige offer vir U vanoggend. En sê vir U dankie dat U ons God is. Dankie vir elke hart wat U aanraak. En elke gees wat vanoggend opstaan en sê die Here is met my. Ek is nuut gemaak. En die gemeente van die Here saam sê, Amen.